Goeiemôre, dit is donderdag die 29ste Mei. Vandag vier ons Hemelvaart en ons lees uit Lukas 24 vers 50 tot 53. Daarna het Jesus hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Meeste van ons is verskriklik hartseer wanneer familie na die vakansie weer vertrek. Partykeer bly. Maar ons mis mekaar. Ons wil graag by mekaar wees. Die disippels het nou die tweede keer vir Jesus verloor binne 50 dae. Aan die kruis en nou weer wat hy in die hemel opgevaar het. Maar die verskil is dat hulle nou bly was, dat hulle nie nou hartseer was soos met kruisiging nie. Want hulle weet dat Jesus lewe. Hy het beloof dat hy sy gees vir hulle gaan stuur, dat die Heilige Gees gaan kom, dat hulle nie alleen is nie. En dit gee vir hulle hoop, dit gee vir hulle krag, dit maak dat hulle met blydskap kan teruggaan en wag. Hemelvaart is vir ons daardie versekering dat die Heilige Gees kom, dat hy hier is, dat hy reeds uitgestort is op ons. Ons vier dat Christus by God is, dat hy self God is, en dat ons eendag saam met hom in sy heerlikheid in die hemel gaan leef. Wat 'n wonderlike vooruitsig, wat 'n wonderlike hoop. Here, dankie dat ons kan leef met die wete dat U lewe, dat U almagtig is, Here, meer nog dat U teenwoordig is. Ons vandag dink as kerk daaraan dat Jesus Christus na die hemel opgevaar het, mag ons ook soos die disippels opnuut met blydskap gevul word, met die wete dat U lewe, dat U almagtig is, dat U teenwoordig is. Here, dankie dat ons ook in hierdie tyd 'n besonder herdenk dat die Heilige Gees uitgestort is, om ons opnuut te vul met krag, met wysheid. Ja, Here, U wat God met ons is. Dankie dat ons vanoggend vir mekaar kan bid. As gemeente, as gelowiges, Here, vir elkeen wat seer het, siek het, swaar het. Ons bid vir 'n wêreld wat de mekaar is, Here, oorloë en dreigemente en natuurrampe, 'n klomp goed wat sommer net skeefloop. Dankie dat ons weet, ons toekoms is in U hande. Geef ons die krag wat ons nodig het vir vandag, vir môre, in Jesus Christus se naam. Amen.